Baie welkom by ons digidiens. Ons het nou die afgelope tyd die voorreg gehad om deel te kon hê aan 'n besondere Pinksterreeks wat op aarde doen ons hier. As ek na mense luister, hoor ek dat mense maar bekommerd is, veral oor die komende verkiesing volgende Woensdag en oor die uitkoms van die verkiesing, wat daarna gaan gebeur. Spottende verwys mense mos en sê, maar ons het daarom nog, ons is gespaar van beerdkrag tot die 29ste Mei. Maar benewens die verkiesing is daar baie ander dinge wat mense bekommerd maak. En bekommernis het mos die vermoë om mense vrede en vreugde te steel. Maar kom ons kyk wat 'n raad het Paulus vir ons hier in Filippense 4 van vers 4 tot 7. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, is 'n baie bekende gedeelte. Die meeste van ons ken dit uit ons kop uit. Maar as ons dit toepas in ons lewe, dan sal ons die vrede ervaar wat alle verstand of alle begrip te bowe gaan. Maar kom ons kyk, wat sê Paulus moet ons doen? In die eerste plek sê hy, ons moet oor niks bekommerd wees nie. Ons moet oor niks besorg wees nie. En nou kan ons sê, dis al makliker gesê as gedaan. Maar die ironie is dat baie van die dinge waaroor ons so bekommerd is, gebeur nooit eers nie, of gebeur nie soos wat ons verwag het gaan gebeur nie. Maar al hierdie bekommernisse kom steel net ons vrede en ons vreugde. Dit gee vir ons maagseer, dit gee vir ons spierpyn, dit maak ons angstig. En die meeste van die tyd kan ons ook nie eintlik iets daaraan doen nie. Maar nou kan ons vra, wat kan ons doen? Paulus sê, ons moet ons versoeke aan God bekend maak. Ons begeertes. Ons moet vir die Here sê wat ons graag wil hê. En as vra, hoe moet ons dit doen? Dan sê hy 3 dinge, deur gebed en smeking en danksegging. En eintlik al wat ons kan doen, is om te bid, want God weet reeds wat ons nodig het. Maar as ons bid, bely ons afhanklikheid van God. Dan bely ons, hy is eintlik al een wat iets kan doen. En hy kan, want hy kan die onmoontlike doen. Hy kan baie meer doen as wat ons kan bid of dink. Hy is die een wat in staat is om alles in oorvloed vir ons te gee. En dis hoekom Jesus ook vir ons sê, dis ook nie nodig wanneer ons bid om op straathoeke te gaan staan en bid of 'n klomp woorde te gebruik nie. Maar hy sê, gaan na jou binnekamer toe, of eintlik soos die 2020 vertaling sê, na jou binneste kamer toe. En dit wys eintlik of verwys na destyds se stoorkamer, daar waar dit stil is, daar waar jy alleen kan wees met die Here, waar jy die deur kan toemaak en eintlik kan toesluit, sodat niemand jou kan onderbreek nie. En daar kan jy met God, wat in die verborgene is, wat jy nie kan sien nie, praat. En dan sal God dit wat jy vra, laat gebeur daar waar jy wel kan sien. Met die hemelvaart het ons gehoor dat Jesus weer koning geword het. Dat hy sit in die regterhand van God die Vader, dat hy heers oor die hemel en die aarde, dat hy hoof is van die kerk en dat hy in beheer is van die wêreld. Maar ons het ook gehoor dat hy vir ons pleit by die Vader en dat die Heilige Gees vir ons intree met woorde wat ons self nie kan uitspreek nie. Ons kan gaan praat met die Here oor dit wat ons graag wil hê. En dis eintlik wat Jesus ook gedoen het. Hy het gereeld na sy Vader toe gegaan, na sy Vader gaan luister, sy sake met God bespreek en dan geluister wat God sê en dit weer aan mense vertel. En dis hoekom die wyse Salomo sê, moenie die lewe op jou eie probeer aanpak nie, maar ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk of reguit maak. Die tweede ding wat ons moet doen is om by God te smeek. Maar as ons met God praat, as ons by God intree, dan hoef ons nie met ons bekommernisse na hom toe te gaan nie, maar met ons versoeke, met dit wat ons graag wil hê. Dink 'n bietjie, wat maak jou bekommerd? En dan dink jy, wat moet gebeur sodat jy nie bekommerd sal wees nie? En dan bid jy vir dit wat sal maak dat jy nie bekommerd sal wees nie. Byvoorbeeld, as jy bekommerd is oor
die landsituasie, oor die diefstal en die korrupsie en die oneerlikheid en al die dinge. Bid dan dat die waarheid sal seëvier, dat mense eerlik en opreg sal wees, dat ons self ook opreg en eerlik sal wees, dat die 8ste gebod gerespekteer sal word. Ek dink almal van ons wil tog graag net vrede hê. Ons wil in rustigheid en vrede, wil ons net ons ding doen en wil ons gesin versorg en wil ons met mekaar lewe. Juist daarom sê Paulus vir ons, is dit so nodig dat ons bid vir leiers en mense met gesag in die gemeenskap en in die land. Ons lees wat hy sê in 1 Timoteus 2. Ek lees dit graag vir u. Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe in alle godvreesenheid en waarigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Ons moet bid vir gesagsdraers, mense met gesag, mense in leiersposisies. Ons moet bid dat hulle gered en verlos word. Dat hulle harte en gesindhede verander, want as hulle harte verander, dan verander hulle gesindhede ook. En dan sal die Here hulle ook verlos van 'n selfsugtige lewe waar die lewe net om hulle self draai en selfverryking. Maar as hulle harte gesindheid verander, dan sal hulle heel moontlik ook die gesindheid van Jesus kry om diensbaar te wees, om diensbaar in die gemeenskap te wees, om ander se belange op die hart te dra. As ons bekommerd is oor ons land en die verkiesing, dan kan ons eintlik net 2 dinge doen. Ons kan bid en ons kan stem. Ons kan bid dat die mense wat verkies word, dat hulle gered en verlos sal word, dat hulle verlos sal word van die heerskappy van die Satan, en dat hulle vir Jesus Christus sal ken, wat die weg, die waarheid en die lewe is, dat die gees van die waarheid ook hulle lewe sal beheer, sodat hulle al meer en meer soos Jesus sal word en sy gesindheid sal hê. Die derde ding wat Paulus sê, is danksegging. Eintlik om net dankbaar te wees, want dankbaarheid is die vernaamste deel van gebed. Daarom lees ons in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Ons is so spyt oor die dinge wat verby is, en so bekommerd oor die dinge wat nog moet gebeur, dat ons vergeet om dit te geniet wat nou gebeur, wat ons nou kan beleef. Ek het onlangs die woorde gelees wat my nogal laat dink het, en ek wil dit graag voorlees vir jou. Someone else is dreaming of the job you hate, the home you complain about, the smile you forget to wear, and the health you take for granted. Don't let difficult times make you forget your blessings. Dank God vir wat jy het en vir wie jy is. Dank hom dat jy God se kind kan wees. Verbly jou in die Here. Vind jou vreugde in hom en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Sê vir die Here dankie vir goed wat geld nie kan koop nie. Vir vrede, blydskap, vergifnis. Bely saam met Dawid, die Here is my herder. Meer wil ek nie hê nie. Buiten U is daar niks goeds nie. Die Here sorg vir my. Hy is my lewe. Weet jy, as ons bekommernis op die Here kan werp en vir hom kan gee en hom kan vertrou met ons versoeke, met ons begeertes, dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons harte, oor ons gemoed en oor ons gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan sal ons vriendelike mense wees wat die lewe vir mense rondom ons aangenaam kan maak. Ek wil graag afsluit met die woorde van 'n lied wat Guillaume en Renée sing. God is saying to you today, stop worrying. I will take care of you today. I will work on the problems that have caused you such anxiety. I will make a way for you. I will open doors for you. I need you to stay focused on me and trust me. I love you more than you know. And I will take care of everything for you. Amen. Onse Vader wat in die hemel is,
Baie dankie dat ons tot U kan bid, tot U wat die Almagtige is. U vir wie niks onmoontlik of te buitengewoon is nie. Dankie dat ons met ons bekommernisse na U toe kan kom, maar dat ons ook ons versoeke en begeertes aan U kan bekend maak. Ons kom bely dat ons dikwels so bekommerd is, dat ons die lewe vir onsself so onaangenaam maak, omdat ons U nie vertrou met dit wat ons graag wil hê of begeer nie. Ja, Here, ons kom bid ook vanmôre vir ons land, ons kom bid vir die voorkomende verkiesing, ons kom bid vir die leiers, mense wat verkies word, dat hulle werklik vir U sal leer ken, dat hulle verlos sal word en gered sal word, dat hulle tot kennis van die waarheid sal kom, en dat hulle U gesindheid sal hê, en dat hulle gesindheid sal hê om te dien en nie bedien te word nie. Dankie dat ons dit alles aan U kan opdra, dat ons U daarmee kan vertrou, en wil U vir ons seën met U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam, amen.